Daar is 'n oomblik, en as jy eerlik is, het jy dit al gevoel. Dit gebeur nie wanneer alles uitmekaar val nie. Dit gebeur wanneer jy probeer keer dat dit uitmekaar val. Jy lê wakker, jy dink weer deur die gesprek. Jy speel môre se moontlike scenario's oor en oor in jou gedagtes af. Jy probeer vooruit besluit, vooruit oplos, vooruit beheer. En ergens, diep binne jou, is daar 'n stem wat sê, as ek net alles reg kan hou, sal alles oukei wees. Maar hier's die vraag wat ons vandag moet vra. Wat is dit presies is wat jou uitput? Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek hoe Jesus nie net toegewerk het nie, maar nou werk. Prediker 3 vers 11 sê iets ongelooflik eerlik. God het die ewigheid in die mens se hart gelê, maar die mens kan nie die werk van God van begin tot einde uitvind nie. Dink 'n bietjie daaroor. Jy is ontwerp om te voel daar is 'n groter plan. Jy is ontwerp om te verlang na betekenis, orde, heelheid. Maar jy is nie ontwerp om dit alles te bestuur nie. En dit is waar die spanning inkom. Want jy leef elke dag tussen twee waarhede. Ek weet ek is nie in beheer nie, maar ek leef asof alles van my afhang. En dit is uitputtend. Dis hoekom jy nie net moeg is nie. Jy is diep moeg. Nie omdat jy swak is nie, maar omdat jy probeer leef op 'n vlak waarvoor jy nooit geskape is nie. Jy probeer nie net vandag hanteer nie. Jy probeer môre vasmaak. Jy probeer nie net lief hê nie, jy probeer uitkomste verseker. Jy probeer nie net werk nie, jy probeer waarborge bou. Maar hier is die harde waarheid. Om alles te wil dra, is om in God se stoel te probeer sit. En geen mens is gemaak om daar te sit nie. Maar hier is waar die evangelie briljant inkom. Die Bybel sê nie, skaam jou dat jy nie alles kan beheer nie. Dit sê, aanbid. Jy is nie God nie. En dit is nie jou mislukking nie. Dit is jou bevryding. Jesus het nie gekom om jou 'n beter bestuurder van jou lewe te maak nie. Hy het gekom om jou terug te bring na die Vader, sodat jy weer kan leef soos 'n kind. En kinders, hulle dra nie die huis nie, hulle vertrou die Vader. Dis wat oorgawe is, nie om op te gee nie, maar om reg te sien wie jy is en wie God is, en dalk is dit vandag jou skuif. Nie om harder te probeer nie, nie om nog 'n plan te maak nie, maar om iets neer te sit. By SA Gemeente, die nommer 1 netwerk vir jou lewe, help ons mekaar om presies dit te doen, om los te laat wat ons nooit bedoel was om te dra nie, en vas te hou aan die een wat alles dra. So hier is jou vraag vir vandag. Wat dra jy tans wat eintlik aan God behoort? Noem dit, skryf dit neer. Bid dit eenvoudig. Here, ek gee terug wat nooit myne was om te dra nie. Tot môre, mooi loop.